Ek sien nie vreeslik baie kinders in die kerk nie. Sal ons nou maar vanmôre die kindertyd skiep op julle paartjies. Die wag hier dan kry die manne nou vorentoe ja. Wil julle kindertjies net gou-gou hier na my toe kom en hier voorkom sit nie. Ongelukkig gaan ek nou nie baie naby aan julle kom nie, want ek wil graag iets met julle doen nie dan om hier te kom. Laat ons sommer iets voor by my opstaan, ja, dis dan nog beter dan waar ons mekaar sien. Kom staan maar 'n bietjie af hier in die ry, kom sien. Perfect. Ek gaan nog maar goed staan. Okay, kan ek nou gou hoor? Ek wil vra. Wie van julle het al hierdie jaar verjaar? Wie het nou? Wie? Hoe oud was jy toe? 10. Is jy English speaking guy? So when did you was what you were? 27th of May, and then you, how old was you? 10 years old. And you? Wie van julle nog verjaar? Ja. 11th of January, and then how old were you? 12 years old. Okay. This is hoe ek so dan hierdie. Is jy Amerikaans of Engels? Ja. 5. Wat dan jy verjaar? 5. Dis in jou boetie. O, 5 Junie. Okay. Wat dan jy verjaar? 10 Februarie, toe is het oud as jy doen. 9. Nog een verjaar, dat was nog maar eentje. Zeg nog een kom, wat dan jy verjaar? Hoe zo? Zeg maar, is jij een broodje? Wat is jy doen? Nou, gewoon, wat wie nog, nader wat? As hy jou boetie uit verjaar het 5de Junie, en hoe gaan hy nou wees? Bring hem nader. Gaan jy 7 wees? 6. Hoe hy weet jy? 6. Ok. Bring hulle nader, bring hulle na my toe. Kom nader. Now, as a mess for year, when it is your birthday and you're supposed to get a present. Did you get a present? Jonathan? What did you get for your birthday? A what? A gun. A what? A Nerf bullet gun. Sounds very, very strange. When you do it, is jy Amerikaans? Wat is het in jou verjaar? Wanneer? 14? 7 Junie, sommer nog dan. Het jy 'n persentjie gekry? Ja. Wat is het? Skoene en boots. En 'n veer op jou koek. 5 gram. Ja, jy is groot daar, hè? Klere. Lekker mooi wintersklere. Jy het pyjama klere ook. Nee? Ja, daai het jy. Wie van julle het al persentjies gekry? Wat type of person did you get? Dikkie, dankie. 'n kar wat jy met 'n nee, is wonderlik. 'n Nerf gun. Nerf guns klink vir my gevaar. Okay, nou ek het nou gedink dis wat nou vandag op 'n verjaardag het. Julle nou 'n idee wat so 'n verjaardag is vandag is?
Can you tell me, we are supposed to have a birthday today. Whose birthday? Ja, die kerk. Man, dis prachtig. Ek kan sien jy's 'n bullshit. Nou, ons wil nou graag nog vir die kerk, maar eintlik vir die kerk se mense, want die kerk is mos nou nie 'n gebou nie, die kerk is mos nou mense soos julle, want ons wil graag ook 'n persentjie gee. En ek het nou gedink, ek gaan nou vir julle vandag of julle 'n persentjie gee, maar dis 'n baie snaakse persentjie. En as jy daai persentjie vat, moet jy asseblief die persentjie gaan bære, en jy moet hom elke keer as jy hom uithaal, moet jy dink aan vanoggend, en jy moet dink aan die kerk, jy moet dink aan Kraaifontein gemeente, en jy moet sê, "Haai, dis die persent wat die kerk gekry het, omdat die Here hierdie kerk seën, om so oud te wees soos oupa en oupa se oupa is 75, en hulle kry ook persentjies. Een van die dae gaan ek verjaar, en ek hoop ek gaan ook 'n persentjie kry. En ons gaan nou vir julle elkeen 'n persentjie uitdeel, kan ek net vir my kom. En dit is soos wat die persentjies lyk. En ek gaan nou vir jou vra om vir jou 'n persentjie te neem, Tannie Annemarie, ek is idee, ons het genoeg persentjies hier so voor. So julle gaan vir elkeen 'n persentjie neem, en dan gaan julle die persentjie huis toe vat, en julle gaan hom bære, vat vir jou 'n klein persentjie, daar sy. En julle gaan hom bære, daar sy. Kyk jou persentjie. Daar sy. Okay. Dis jou persentjie vandag wat ons vir die kerk gee, en omdat jy deel is van die kerk, baie dank. Dankie, het jy dit gekry? Kijk maar. Dankie so, my friend. Dis julle persentjie. Elkeen kry 'n persentjie. Die kerk kry persente. Om te sê, die Here was vir 75 jaar saam met ons. Baie geluk kerk. Julle is mos die kerk. Elkeen van julle is die kerk. Nee, maar dit nie een. Dis hard, dis 'n klippie. Ek gaan nou vir die groot mense in die kerk vertel, hoekom ek die klippies uitgedeel het. Ek wonder of julle vir my kan sê, hoekom kry julle vanmôre 'n klippie? Raai, sê bietjie. Wat sê my jou gepraat? Die klippie in die Bybel is die teken van God se getrouheid. Die Here was 75 jaar, was die Here saam met ons in Kraaifontein. En ons glo, die Here gaan ook nou hiervandaan verder steeds met ons wees. Baie dankie kinders, julle kan maar gaan sit. Dankie. Vriende, dis ons preektema, julle het dit al gesien. Ek weet nou nie wat die tyd nie, ek dink ons is al by ons uur verby, so ek moet miskien al 'n bietjie vinniger maak, en dat wat ek gedink. Ek gaan nie regtig baie praat in die sin van preek nie, ek gaan weer vir julle die verhaal voorlees. Daai verhaal is eintlik in 1 Samuel hoofstuk 4 tot by hoofstuk 7, dit is baie lank. So ek het net een versie vir julle gekies. En daar is op die skerm, 1 Samuel hoofstuk 4 vers 1. Op 'n keer het Israel teen die Filistyne gaan oorlog maak. Die Israeliete het by Eben-Haeser kamp opgeslaan, en die Filistyne by Afek. Nou die woord wat vanmôre uitstaan is die woord Eben-Haeser. En dalk weet julle dit was vir my interessant om dit weer te lees. Die betekenis van die twee woorde, Eben-Haeser, beteken
klip van hulp. Eben en haar Esel hou verband met hulp en met klip. En hierdie volk, met wie het geestelik, godsdienstig nie goed gegaan het nie, as jy die vorige hoofstuk lees, hoofstuk 3, dan word vertel van die ou profeet Eli, sy twee seuns Hofni en Pinias, wat verskriklik goddeloos was. En hulle was eintlik tekenend, hulle optrede, hulle lewenswyse was eintlik tekenend van hoe dit met die volk gegaan het. Hulle was goddeloos, hulle was sonder God. Hulle was besig om die afgode te dien. En daarom was hulle geestelik totaal al afgebreek en afgedaag. En was hulle onder die invloed en onder die heerskappy van die Filistyne voortdurend in stryd met die Filistyne. En hierdie verhaal in 1 Samuel 4 tot 7 is eintlik 'n verhaal met 3 episodes. Party mense sê dis 3 verhale. Ek het vir myself gesê ek dink dis 1 verhaal. Dis die verhaal oor God en die Filistyne, God en die Israeliete. Die hele ding van die Here se betrokkenheid by hierdie goddelose en ontroue volk. 1 verhaal, 3 episodes. En episode 1, daar gaan ek nou begin voorlees in die Bybel. Episode 1 vertel van Israel wat in 'n geveg betrokke raak by die Filistyne en dan nou die geveg verloor. Kom ek lees vir julle. Die Israeliete het hulle die Filistyne het hulle leer teenoor Israel dat stelling inneem en toe die geveg ontplooi is Israel deur die Filistyne verslaan. Omtrent 4000 man is op die slagveld afgemaak. 4000. Nou julle kan self dink gedagtig, nou ek en julle waarskynlik ook luister en kyk gereeld na die verslae oor wat in die Oekraïne is, in die Oekraïense weermag en die Russiese weermag in gang is. En dis verskriklik om hoeveel honderde, indien nie duisende mense reeds vermoor, uitgewis, doodgeskiet is vanweë die geweldige konflik tussen die 2 nasies. So dis verskriklik demoraliserend om nou 4000 man te verloor. En daarom lees ek nou verder, toe die manskappe van Israel in die laar kom, het die leiers gesê, waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne laat vlug? Hulle wonder wat die oorsaak, wat die rede is. En hulle probeer nou 'n oplossing kry vir die rede, vir die probleme. Hoor wat is hulle oplossing? Hulle sê, kom ons gaan haal die verbondsark van die Here uit Silo na ons toe. Dat dit by ons kan wees en om ons te red uit die greep van die Filistyne. Hulle besluit toe dat die oplossing vir hulle probleem en die rede vir hulle verlies, dat hulle die stryd verloor het, lê daarin dat hulle nie die ark van die verbond by hulle gehad het. Die ark van die verbond. En dis min of meer een van die sketse van hoe die ark gelyk het. Dis 'n simboliese uitbeelding van God se teenwoordigheid. En hulle sê toe, maar kom, as ons nou die ark by ons het en ons gaan weer oorlog maak en ons vat die ark met ons saam, dan sal die ark, wat eintlik die simbool is van die Here se teenwoordigheid, dan sal die ark vir ons help om die oorlog te wen. Nou, ek lees toe nou wat verder in die verhaal vir ons gesê word. Die Filistyne hoor toe hulle die ark, die ark gaan haal het, was daar 'n verskriklike gejubel en gejuig in die laar van die Israeliete oor die teenwoordigheid van die ark, sodat die Filistyne bang geword het. Ek lees in 1 Samuel 4 vers 7, die Filistyne het bang geword, want hulle het gesê, God het in hulle kamp ingekom.
Dit is klaar met ons, want so iets het nog nooit gebeur nie. Dit is klaar met ons, sê die Filistyne. Wie sal ons red uit die mag van hierdie geweldige God? Dit is die God deur wie die Egiptenaars in die woestyn getref is met allerlei klaar. Nou moet julle dapper wees. Gedraai julle soos manne, sodat julle nie miskien slawe word van die Hebreërs en hulle julle slawe was, soos hulle julle slawe was. Gedraai julle soos manne en veg. So die Filistyne hulle self opgewerk, want die Filistyne het besef, die ark is nou die simbool van God wat met hierdie klomp Israeliete is, en dit beteken dat hulle baie sterker is, so die Israeliete ook gedink, die simbool, die uiterlike teken, is die waarborg, die sekuriteit, dat dit met ons beter sal gaan as ons weer in die tweede geveg ingaan. En dis die tweede geveg, episode 2, en ek lees vir julle, hierna het die Filistyne gaan veg, vers 10, en die Israeliete is weer verslaaf. Hulle het gevlug, elkeen na sy woonplek toe. Daar was 'n baie groot slagting, 30.000 voetsoldate van Israel het geval. En dan die ergste, die ark van God is ook gevat. En Eli se 2 seuns, Hofni en Pinjas, het omgekom. Kan julle vir julle indink wat in die gemoed van die volk Israel moes geleef het, agtergebly het, wat hulle gewaarwording was, na hierdie tweede konfrontasie met die Filistyne, nie 4.000 wat sterf nie, maar 30.000 voetsoldate wat om die lewe gebring word deur die Filistyne. Waarom gebeur dit? Ons het die ark by ons gehad. Die ark is dan, soos ek gesê, die simbool van God se teenwoordigheid. God was aan by ons. En ons verloor die stryd. Waarom? Vriende, wat het hier gebeur? Die volk Israel het probeer om die Here te manipuleer. Hulle het gesê, die ark is mos die simbool van God se magtige teenwoordigheid. Hy sal ons nooit toelaat dat die ark van ons weggeneem en van ons afgevat word. Die volk Israel het probeer om vir God af te bring na hulle vlak toe, om te kom waar hulle is, in plaas van dat hulle self aan hom toewy en gelowig aan hom hulle self verbind, was hulle soort van besig om die Here in 'n blik te druk met respek gesê. En in alle respek, broers en susters, dit is die groot les wat ek leer uit hierdie verhaal in episode 2, dat solank as wat jy nie in 'n persoonlike verhouding met die Here staan nie, help dit nie om al die simbole te hê, al die tekens nie. Kom ek sê vir jou, selfs in jou eie Bybel is genoegsame waarborg dat God met jou is. Dit gaan hier oor 'n toegewyde, oorgegewe lewe aan God. En as dit nie gebeur nie, is jou lewe nie reg, jou saak nie reg voor God. Dan lees ek, en ek gaan dit nie vir julle lees nie, maar julle kan gerus kyk, hoofstuk 5 en 6 vertel die verskriklike gebeurtenis, die gevolge van die ark wat weggevat is, wat die effek daarvan op die Filistyne was, pestsiektes en swere. Dit was verskriklik. Interessant, hulle die ark, die Filistyne van die ark, en hulle het dit in die tempel van hulle God Dagon gaan neersit. En toe hulle die volgende môre in die tempel kom, toe lê die afgod Dagon op sy gesig voor die ark. Dus hulle die ark, die afgod Dagon regop, en die volgende môre toe lê hy weer op sy gesig. En dit het die Filistyne geweldig ontstel, en die siektes en alles, die geweldige teëspoede wat hulle ervaar het, terwyl die ark binne was, soveel so dat hulle uiteindelik besluit het en gelees gerus. Hulle het 'n nuwe wa gebou, hulle 2 goeie gesonde beeste ingespan voor die wa, die ark op die wa gesit, en hulle die beeste met die ark gestuur. Niemand het saam gegaan nie, want hulle is te bang, die Israeliete val hulle aan, en hulle die beeste met die wa en die ark op die wa teruggestap het.
en die regter instruksies het tot by Israel tel. Maar steeds, dit bring ons nou by episode 3, steeds was dit sleg aan die kant van die Israeliete. En hulle het gekla. Waarom gebeur dit met ons by Ebenezer dat ons so afgemaai is en dat het so sleg gegaan het met ons? En die antwoord is, vriende, dat die Here daar deur hierdie volk tot stilstand wil bring en tot nadenke wou stem en tot selfondersoek, tot introspeksie wil lei. Want selfs die slegte tye in 'n volk, in 'n kerk en ook in 'n gemeente en in 'n mens se lewe, slegte tye is inderwaarheid goeie tye, want agter die skerms is God aan die werk. Hy was besig met sy volk. Hy was besig om deur die beproewing, deur die geweldige traumatiese verlies van hulle eie mense, was God besig om met hulle te werk, ten goeie te werk. En ook in hierdie gemeente was die Here deur hierdie jare, 75 jaar besig om met ons te werk, in goeie tye en ook in slegte tye. En alles was ten goeie, terwille van die saak, terwille van die eer, terwille van die uitbreiding van God. Nou kom ek aan die einde van hierdie verhaal en bring dit my by episode 3. Dis 20 jaar later. 20 jaar. En ek lees in 1 Samuel 7. Die volk het by die Here gekla oor hulle verdrukking deur die Filistyne. En Samuel het vir hulle gesê, 1 Samuel 7, vers 3. As julle met julle hele hart na die Here terugkom, moet julle alle vreemde gode tussen julle uit verwyder. Ook die Astartes. Rig julle harte op die Here en dien hom alleen. Dan sal hy julle red uit die mag van die Filistyne. Dit was 'n bekeringsboodskap, dit was 'n oproep tot 'n nuwe toewyding aan God. Dit was 'n uitdaging tot 'n radikale ommekeer in hulle lewens. Die Israeliete toe die Baals en die Astartes verwyder en met die Here, net die Here gedien. Toe sê Samuel, die hele Israel moet by Mispa bymekaar kom, dan sal ek vir julle tot die Here bid. Hulle het bymekaar gekom op daardie dag het hulle gevas. En hulle het gebly en bely, ons het teen die Here gesondig. Hierdie oproep tot bekering, tot 'n radikale lewensverandering, lei tot 'n skuldbelydenis, wat uiteindelik die gevolge van 'n skuldbesef, die gevolge is skuldbelydenis. En interessant wat nou gebeur, Samuel het hulle onderrig oor wat hulle gedoen het, wat verkeerd was, hulle gewys op 'n verkeerde optrede en lewenswyse. En uiteindelik het die Filistyne gehoor dat die volk by Mispa bymekaar gekom het. Toe sê Israel vir Samuel, moenie ophou om die Here ons God vir ons om hulp te smeek nie. Samuel het 'n skuit lam gevat en dit geheel aan die Here as brandoffer geoffer. Hy het ook die Here om hulp gesmeek in Israel en die Here het sy gebed verhoor. Samuel was nog besig om te offer, toe kom die Filistyne nader om teen Israel te veg. Dis nou die 3de veldslag verhaal. Op daardie dag het die Here 'n groot donderweer oor die Filistyne laat losbars. Die Here het hulle verwar en hulle is deur die Israeliete verslaan. Die Israeliete het van Mispa af die Filistyne agtervolg en hulle verdryf tot onderkant Bet-Kar. Samuel het ook 'n klip gevat en dit regop gesit tussen Mispa en Sen, by die plek Ebenezer gebied. Wat het hy gesê? Tot nou toe het die Here ons gehelp. Die eerste Ebenezer was 'n plek van mislukking, 'n plek van nederlaag, 'n plek van verlies, 'n plek van hartseer. Die tweede Ebenezer
is 'n plek van hulp, 'n plek van oorwinning, 'n plek van uitredding. Wat leer ons as ons nou vanmôre as Nuwe Testamentiese gelowiges, wat leer ons uit hierdie verhaal? Ons leer doodgewoon, broers en susters, dat as ons in gehoorsaamheid aan God ons lewens onvoorwaardelik aan hom toewy, sal sy seën nie uitbly nie. Hierdie gemeente kyk vandag terug op 75 jaar. 75 jaar, soos wat Dominee Nel ook gesê het, waar dit op en af gegaan het, en wat die slegte tye uiteindelik ook die goeie tye geword het. 75 jaar waarin die Here getrou gebly het, ten spyte van ons ontrouheid. 75 jaar van genade, waar die Here met ons besig was, deur sy woord en sy gees, God drie-enig homself aan ons openbaar het, die gemeente geseën het, met geestelike groei. En waar ons vandag staan, laat dit my dink aan 'n vreemde woord. Ek het die woord eers onlangs geleer ken. Dis die woord anamnese. Anamnese. Wat beteken anamnese? Anamnese beteken om hier waar jy nou is, in die teenwoordige tyd, om hier terug te kyk en uiteindelik ook vorentoe te kyk. Om as het ware vanuit hierdie posisie van vandag terug te kyk oor gister en eergister se dae en te vra, wat wil die Here vir my leer met die oog op môre en oormôre wat aan my onbekend is? En die antwoord is, as jy uit die verlede leer dat God getrou was, sal jy vanuit die hede ook kan sê, kan projekteer, die Here sal ons nie in die steek laat. Al wat hy vra, is wees getrou aan my. Dien my met julle hele hart, verwyder enige afgode wat in julle lewens mag wees, ook as gemeente. Dien my met julle hele hart, sorg dat ek nou in julle lewens. Laat my woord en gees tot sy reg kom. En dan die belydenisskrifte nie 'n bron van onenigheid wees, maar van eenheid en samewerking. As ons soos Israel self opnuut weer aan die Here toewy, sal die Here ons seën op die pad vorentoe. Ek wil my verstout om te sê, daar lê geweldig baie uitdagings vir julle voor in die toekoms. Ek dink julle is in 'n tyd van oorgang, as ek dit so mag sê, en hierdie oorgang bring 'n klomp nuwe opwindende uitdagings. My gebed is dat die Here vir julle as gemeente, as gemeenteraad, as leierskap, as geestelike leiers, maar ook as gelowige lidmate, dat die Here vir julle sal seën met geloofsonderskeiding, die vermoë, soos wat Kolossense 1 vers 9 sê, om met die wysheid en die insig wat die Gees gee, te kan onderskei wat God se wil is. Mag die Here vir julle ryklik sien, en mag die toekoms opwindend wees, uitdagend, en mag julle met die krag van die Gees aan julle skenk, en die wysheid en die oordeelkundigheid en die insig, mag julle die regte besluite neem, en mag julle die naam van die Here verheerlik. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie verhaal laat ons baie aan onsself dink. Ons is ook nie altyd so getrou soos wat U dit van ons verwag nie. En onder andere vanweë ons ontrouheid gaan dit ook nie altyd met ons so goed nie. Maar juist in die tye wanneer dit nie so goed gaan nie, wil U hê dat ons opnuut weer ons hand in ons eie hart moet steek. En onsself moet afvra, is ek waar ek moet wees? Dankie vir die slegte tye in ons lewens. Dankie dat U daaruit iets goeds na vore wil bring. Ook het ons geleer in hierdie afgelope 75 jaar, dat U dikwels uit oomblikke en tye van teleurstelling en mislukking vir hierdie gemeente die goeie na vore gebring het. Help ons en as gemeente ook om in die gees van 1 Samuel 7 onsself elke keer weer
tot U te bekeer. En as gelowiges in afhanklikheid van God te soek na sy wil en te weet tot hiertoe het God ons gelei, tot hiertoe was hy getrou, tot hiertoe het hy ons nie in die steek gelaat nie. En hiervandaan vorentoe sal dit ook so wees. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil vir Adrie baie dankie sê, want ek het nogal gesit en wonder, hoe gaan ons nou die formulier maak? Nou, dit lyk my, daar is 'n nuwe woord, anamnese, reg? Anamnese. So daar dink ons terug, en ons dink vorentoe. Nou as ek nou hierdie handleiding moet vat, dan sê die handleiding vir ons kyk terug in terme van 'n gedagtenis en ons kyk vorentoe met 'n visie. Maar dit word vir ons deur die tekens wat hier agter my rug is voorgestel. Daar's 'n terugblik op die verlede, daar's 'n versterking in die hede en daar's 'n vooruitskouing op die toekoms. Ek gaan nie by die verlede stil staan nie, ek gaan ook nie by die toekoms stil staan nie. Kom ons terugkom na die hede toe. En ek dink dit is ook belangrik vir die gees wat dikwels onder ons vaardig is in die tyd waarin ons leef. Die nagmaal is 'n waarborg van ons verlossing hier en nou. Terwyl ons die nagmaal gebruik, verseker die Heilige Gees ons van die verlossing wat ons reeds in Christus ontvang het. Daarom weet ons, so seker as wat die brood voor ons oë vir elkeen gebreek word, en so seker as wat die wyn voor ons oë vir ons elkeen geskink word. Ja, so seker as wat ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en opstanding. Hierdeur waarborg hy seisoenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan, en ons geregtigheid voor God verwerf het. Die sekerheid, en dis vir my ontsettend belangrik, dat ons daarvan weer opnuut sal kennis neem, daaraan sal vashou. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens in die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Hy het immers gesê, dit is my liggaam en dit is my bloed. Al sou alle ander dinge onseker wees, en al sou alle ander waarborge tot niet gaan, hierdie sekerheid en hierdie waarborg bly ewig staan. Die hemel en die aarde sal vergaan as ek nou reg uitspreek, maar my woorde nooit nie. My woorde nooit nie. Eers die hoofde. Maar almagtige God en hemelse Vader, ons dankie vanmôre vir Jesus Christus, wat met sy liggaam wat gekruisig en bloed wat vergiet is, ons tot die ewige lewe voed en sterk. Gee dat ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van brood en wyn vaskleef nie,
Maar gee dat ons nou ons harte ophef na die hemel waar Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand is. Gee dat deur die werking van die Heilige Gees ons geloof versterk word tot meerdere diens in die koninkryk en tot verheerliking van die naam. Amen. Die brood wat ons breek is die gemeenskap in die liggaam van Christus. Neem, eet en dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem, drink en glo daaraan dat sy bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Aangesien die Here ons nou op hierdie manier aangeraak het met die tekens en gevoed het, laat ons saam sy naam in dankbaarheid prys en in ons harte soos volk saamstem. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming beloon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken nie, en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sonde nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Amen. The
Ja, liefde,